ons geestelike weegskaal. Micha 6 vers 11. Sal ek 'n rein wees by 'n valse weegskaal en by 'n sak vol bedrieglike gewigte. Hoeveel opregtheid en eerlikheid is op ons lewensskaal vir God? Is God tevrede met dit wat ons vir hom opoffer? Weeg die skaal na God se kant toe. In ons lewe vandag, doen ons genoeg vir God? Is ons tevrede met onsself, vir dit wat ons vir hom gee? Voel ons tevrede en gelukkig met ons handel en wandel teenoor God? Kom dit uit 'n rein hart wat opreg is? Is dit aanvaarbaar vir God? Bedrieglike gewigte. Die sak vol bedrieglike gewigte. Wat is alles daarin? Kwaadspreek, oneerlikheid, leentaal, bedrog, mislei, kil en soveel meer. Die Here wil ons sak leegmaak. Spreuke 11 vers 1. 'n Valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het hy behaag. Valse weegskale in ons lewe. Dit wat ons verkeerd doen op ons geestelike weegskaal, dit is vir die Here 'n groot gruwel. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Dit bly 'n gruwel in God se oë. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ondankbaarheid kan ook 'n valse weegskaal wees, en ons moet in alles dankbaar wees, ten alle tye. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alle deur gebed en smekinge met danksegging bekend word by God. Gebed kan ook 'n valse weegskaal wees, as dit nie opreg is nie. As ons nie tyd maak vir gebed nie, en ons gebedslewe verwaarloos, dit is nie aanvaarbaar vir God nie. Ons kan nie sonder 'n opregte gebedslewe leef nie. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. As ons nie ons Bybel lees, kan dit ook lei na 'n valse weegskaal, want dit is die enigste manier om God se woord te leer ken. In God se woord word ons bemoedig en leer ons om in sy weg te wandel. Hoe meer ons lees, hoe meer leer ons uit die woord van God. Hebreërs 10 vers 25. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ons noem ons kinders van God, maar ons besoek nie sy huis nie. Dit kan ook lei na 'n valse weegskaal toe. Is ons regtig so besig om tyd aan God af te staan, want hy vra van ons tyd om aandag aan hom te gee en ook te bestee. Wat sal gebeur as God sy hand in ons lewe onttrek? Wat sal ons dan doen? Psalm 119 vers 35. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek 'n behaag. God wil ons net motiveer en wil ons leer aangaande sy woord en verlang dat ons alles vir hom sal doen. Die Here gee vir ons en wil ons nie alleen laat nie. Die Here wil hê ons moet hom voluit dien met 'n opregte hart. Kom ons raak stil voor God en gee hom al die eer. 2 Samuel 22 vers 20. En hy het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered, omdat hy behaag in my gehad het. Ter afsluiting wil ek net sê, kyk wat het met koning Nebukadneser gebeur, toe God hom op 'n weegskaal gesit het. Hy was te lig bevind in God se oë.
Deur dit het hy 'n dierprys betaal en daarvoor is hy gestroop van al sy menswaardigheid. Hemelse Vader, ons kom in hierdie oomblik na U toe, waar ons op die weegskaal geplaas is, dat ons nie te lig bevind sal word nie, maar dat ons in U opregte wees sal wandel en dat ons sal doen wat U van ons verwag. Dankie my Vader vir hierdie geleentheid en hierdie voorreg. Ons gee U die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.